Daar sê, goeiemôre, almal my duidelik hoor. Alles reg geagte. Nou welkom vanoggend by die diens. Dit is my voorreg om vanoggend die woord aan elkeen van julle te bring. En ek hoop en vertrou dat dit sal op vrugbare grond val, dat elkeen van ons kan vrug dra. Dit is wat die Here vir ons vanoggend gee. Nou ek wil graag gesels vanoggend oor heiligmaking. En ek dink elkeen weet wat is heiligmaking. En as miskien van ons wat al besig is met daai proses, daai fase, na jy jou hart vir Here gegee het, jy tot bekering gekom het, om daai pad te stap saam met Here, om meer en meer heilig te raak elke dag, en te wag met afwagting vir die Here se koms. Nou kom ons kyk wat is heiligmaking. Ons begin vanoggend by heilswerk. Nou wanneer ek en jy na die begrip heilswerk kyk, of ons dit bespreek, beteken dit om een sentrale ervaring, en dat sake soos wedergeboorte en bekering nie verskillende ervarings is wat op mekaar volg nie. Dit is een ervaring. Anderste by heiligmaking. Heiligmaking is 'n proses wat daarna opvolg, na jy jou hart vir Here gegee het, na jy tot bekering gekom het. So ja, met ander woorde wat ek sê, heiligmaking is dan 'n volgende fase na ons tot bekering gekom het. Nou as kind van God het 'n mens 'n lewe voorheen. Ons weet nie hoe oud ons geword nie. Ons weet nie wanneer die Here gaan kom nie. Maar elke van ons het 'n lewe voor ons om die Here te dien. En ook omdat die Heilige Gees jou sterk maak. Jy gebruik die krag van die Heilige Gees om jou sterk te maak om te groei in dit wat die Here van ons verwag. So ja, dit is dan heiligmaking. So nadat ek en jy vrygekoop is, volg 'n nuwe proses in ons lewe. Dit is 'n proses van groei en ontwikkeling. Onthou net, dit is onmoontlik as jy vandag jou hart vir Here gegee het, om onmiddellik, daar is jy reg. Jy is nie reg nie. Nie een van ons is reg nie. Ons het nog baie dingetjies in ons lewens wat moet begin afval. Sondes in ons lewens. En elkeen van ons staan skuldig. En ek dink miskien soms staan ek heel voor in die tel. Ek het ook nog maar baie dinge wat ek moet regmaak met die Here. So ja, dit is dan waaroor het gaan. Soos ek sê, jy besef meer en meer die werklikheid van die dood. Jy besef meer en meer die dood van die sonde. En jy besef ook die sonde in jou eie lewe. Nou soos ons dan kan sien, is hierdie proses wat Jesus vir ons gee, is dan heiligmaking, so gesê het. Kom ons kyk bietjie wat sê 1 Korintiërs 6:11 vir ons. Hy sê hierso, maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus, deur die Gees van God. Dit is heiligmaking. Nou wat is heiliging dan? Nou, die gemeentelede in die Ou Testament was heiliges genoem. En ongeag van hulle groot sondes wat hulle gehad het, hierdie ouens het groot sondes gehad, hulle het nie regtig die Here geken nie. En nog steeds was hierdie ouens was heiliges genoem. En ja, in die ouer vertalings in die woord was dit staande gebruik om hierdie ouens van die Ou Testament, althans van die Ou Testament, om hulle heiliges te noem, hierdie gemeentelede. Dit is hulle baie interessant dat hulle nog steeds as heiliges aangespreek was. Nou Paulus skryf hierso, hy sê die gemeente vir Korinthe skryf hy dat hulle sondes, hierdie ouens se sondes was baie erger as die heidene. En nog steeds is hierdie ouens aangespreek as heiliges in Christus. Nou hierdie spesifieke uitdrukking, heiliges in Christus, is vir ek en jou baie, baie belangrik. Want, hoekom sê ek so? Want daai heiligheid in Christus is ons wat in verbondenheid met Christus is. Ons is in 'n verbond met hom. Dis hoekom ons ook genoem word heiliges in Christus. Kom ons kyk ook verder. 1 Korintiërs 1:30 sê hy het ons die wysheid, hy is vir ons die wysheid wat van God kom. Hy is vir ons die vryspraak. Hy is vir ons die heiliging en hy is vir ons die verlosser. So met ander woorde, die Here is dan ons vryspraak, ja. Hy is ons heiliging. En God verklaar ek en jou heilig op grond wat Christus vir ons gedoen het. Op grond van wat Christus vir ons gesterf het in die kruis, verklaar die Here ons alreeds heilig. Maar ons moet nog steeds groei in dit in.
Ja, hy noem ons, so ek sê, die Here noem ons steeds volkome heilig. Nou, heiliging, ekskuus net, so met ander woorde, ekskuus net my plek verloor. In ons heiligmaking moet ons verwerklik word om al hoe meer ons lewe te verander, om in Christus, dat ons onsself in Christus en God kan herinner. Ons moet vernuwe word om in Christus te leef, om meer en meer soos Christus te wees. Ons wil nooit Jesus wees nie, ons het te veel dinge, maar ons moet streef om meer en meer soos hy te wees. Dit is regtig vir ons so belangrik. Ek en jy word in staat gestel om meer en meer vir die stonde wat in ons lewens is, meer en meer vir daai sondes te sterf, meer en meer gekruisig word vir daai sondes, sodat ek en jy ook vrygespreek kan word vir dit wat ons in ons lewens het. Nou, ons het met 'n voortdurende proses van karakterverandering te doen. 'n Proses wat ons van sondige gewoontes vrymaak en ons te laat groei in die Here se heiligheid, om in heiligheid te begin groei, om daai ou vuil goed weg te gooi en daai pad te stap, daai proses te loop saam met die Here. Nou Paulus, vir hom was dit baie vreemde ding dat gelowiges so sukkel om met die ou sondige lewe dit te stop, weg te gooi, te los en meer saam met die Here voluit te loop. Baie gelowiges het gesê hulle roep die Here aan, hulle is gelowig, hulle is kinders van die Here, maar nog steeds het hulle sondes gedoen. En dit was vir hom regtig, dit was vreemd. En ek dink in ons eie lewens soms gebeur dit ook, dat ek en jy ook sê, ja, ek is 'n kind van die Here, ek is sharp, maar jy loop nie regtig die pad nie. Jy maak nog steeds hierdie dinge wat nie goed is nie, jy doen nog steeds sonde. Kyk bietjie wat sê Romeine 6 vir ons. Hy sê vir ons, ons is dood in die sonde, maar ons leef nog daarin. Ons lewe vir God saam met Christus, maar is steeds traag om God te dien. En dis presies wat ek net genoem het. Ons is nog steeds traag om God in volle te dien. En ons lewe nog steeds nie soos mense wat die pad gestap het met heiligmaking nie. Nou vanoggend is daar 'n ligpunt. Die goeie nuus is vanoggend dat ons onsself nie dood hoef te maak in sonde nie. Ek en jy het die gawe ontvang deur die doop en deur geloof. Het ek en jy daai gawe ontvang om uit te stap uit hierdie sonde uit, om hierdie gemors in ons lewens te los, om dit weg te gooi. Dieselfde geld vir ons opstanding saam met Christus en ons aandeel oor so 'n oorwinningslewe oor sondes. Ons moet aanleer om daagliks, elke dag van ons lewe, daai pad te stap, elke dag te leef, ons God se lewe te leef en nie ons eie lewe nie. Jy sien, as ek en jy ons eie lewe gaan leef, en dis hoe dit gaan, dan gaan daar dinge in jou lewe kom wat nie reg is nie. Ons kan nie ons eie besluite neem nie. Elke ding wat jy doen, moet jy die Here doen. Dit maak nie saak of jy by die huis is of by die werk is nie. Ons moet eenvoudig leef as kinders van die Here en voordat dat die Here ons lei in ons lewens. Ons moet aanleer om daagliks sy lewe te leef, soos ek gesê het. En dan moet jy onthou jy doop. Die doop was 'n deelname aan jou begrafnis. En dit was ook 'n deelname aan jou opstanding. Wanneer jy hart vir die Here gegee het, dis jou begrafnis. Jy sterf vir daai ou gemors in jou lewe. En die Here gee vir jou 'n nuwe lewe. Hy gee vir jou opstanding om hierdie pad saam met hom te stap in heiligheid. Okay. En jy moet sorg dat die Heilige Gees, daai krag wat die Heilige Gees vir jou gee, laat hy jou lei, want die Heilige Gees wil jou sterk maak. Ons kyk na die tweede ligpunt. So ek sê, dit is dan die Heilige Gees. Nou kom ons lees vanoggend, en lees ons 'n bietjie Galasiërs 5 vers 22-23. Dit gaan oor die vrug. Dis die vrug wat ons bedra. En hierdie vrug is die karakter van Jesus. Jesus het hierdie vrug, en ons moet streef om dit ook te hê. Die vrug van die Gees. Eerstens, die belangrikste, dit is liefde, dit is vreugde, dit is vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,
getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou vra jy miskien vanoggend, waar kom hierdie vrug voor? Hierdie vrug kom in my en jou lewe voor. Dis wat die Here vir ons gegee het. Ons moet daai vrug moet ons gebruik. En so gesê het ook, dis 'n wonderlike beskrywing van Jesus se lewe, van Jesus se karakter, is hierdie vrug. Ja, soos ek sê, dit kom in ons lewens voor en ons moet dit gebruik. Die Here wil dit vir ons gee. Okay. Nou dit beteken jou inoefening om nie jou eie lewe te leef nie, wat ek gesê het, maar om 'n deelname aan Christus se lewe te leef en jou volle oorgawe aan die Heilige Gees. Gebruik die vrug en stap saam met die Here met volle oorgawe. Die Gees wat ons leer om ons lewe te leef as aandeel van Christus se opstandingslewe. Toe Jesus opgestaan het, ons het 'n paar weke terug, het ons daaroor gepraat, ons het herdenk Jesus se opstanding. Met daai opstanding het hy vir ons 'n nuwe lewe gegee. Ons hoef nie meer in die vuil rond te loop nie. Want ek en jy kan sê, ons God leef, ons Jesus leef. Ons aanbid nie 'n boomstomp of wat daar ook al is nie. Ons aanbid die werklike God, wat die hemel en aarde geskaap het, en wat jou geskaap het, met 'n awesome doel, en dis om hom te dien. Okay. Die Heilige Gees gee vir ons 'n nuwe krag, en hy gee vir ons 'n nuwe lewe. Die Heilige Gees begin onmiddellik met sy vernuwingswerk in ons lewe, om die sonde wat ons slawe gemaak het, om dit te breek, om ons vry te maak van hierdie sonde af. Vry te maak van waar ons nog slawe was. So met eenvoudig gestel, die wedergeboorte is geboorte. Heiligmaking is groei. En ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Okay. Kom ons lees hierso. 2 Korintiërs 3 vers 18 as ek dit reg het. Ons sien dus dat heiligmaking die werk van die Heilige Gees is. Hoor mooi. God gee vir ons die begeerte. God gee vir ons die krag om regverdig te lewe. Hy gee vir allei tools. Jy het niks nodig nie. As die Heilige Gees het, jy het daai krag wat hy vir jou gee. En hy gee vir jou die begeerte. Het jy niks meer nodig om heilig te lewe, die pad saam met Jesus te stap nie. Maar kom ons gaan verder. Wat sê hy nou hierso? Ons dink ons het net dit nodig. Luister. Maar ons moet ook aktief daaraan werk om God se wil te doen. Ek en jy kan nie agteroor sit, sê right. Ek het tot bekering gekom, my lewe vir Here gegee, nou is ek sharp nie. Nee, jy is nie. Jy moet ook werk daarin. Dis baie maklik om net agteroor te sit, sê ek is right. Ek staan die oggend op, ek lees die Bybel, ek bid, vanaand lees ek die Bybel, ek bid. Wat doen jy deur die dag by jou werk? Wat doen jy die res van die dag by jou huis? Dis waar ons moet groei, dis waar ons moet sterk wees. Om dit wat die Here reeds vir ons gegee het, om dit te vat en te groei in die Here in. Okay, so hy sê ons moet aktief werk om God se wil te doen. Die volgende vers, Filippense 2 vers 2 tot 13, hoor nou hierso. Julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. Ons moet ons ten volle daarop toelê om die Here se wil te doen. Moenie agteroor sit nie. Ons het werk om te doen. Right. Nou ja, op afwagting op die koms van die meester in hierdie donkere goddelose wêreld, moet ons rein en heilig leef. Hoekom sê ek goddelose wêreld en onrein wêreld? Nou kyk hoe gaan dit buite. Ons het Woensdag het ons bietjie uitgery in die dorp en ons het bietjie paar dinge gaan doen. En dit regtig mense, ons het hartseer gesien buite. Huisgesinne wat opgebreek is. Huisgesinne regtig in baie groot armoede. En ons dink altyd ons is reg, maar wat vir ons kinders? Ons moet kyk na ons kinders. Dis wil daar buite. Mense is op straat, mense sit sonder werk, daar's soveel haat tussen mense, tussen nasies. En daar's regtig daar's gebrokenheid hier buite. En dis wat ek sê,
Die wêreld is donker en goddeloos. Maar ek en jy is die lig. Ons lig moet skyn. Ons moet rein lewe vir dit wat die Here vir ons gee. Nou Paulus lê baie sterk klem daarop dat ons alle tye onberispelik en heilig moet wees op Jesus se wederkoms. As Jesus vandag kom, of vanoggend, vanmiddag, wanneer Jesus ook al, ons weet nie, waarmee gaan hy jou vind? Hoe gaan jou hart wees? Is jy gereed om Jesus te ontvang? En daai vraag moet elkeen van ons, en wys ons, elke dag vir jouself afvra, is jy reg? Mense miskien nie reg, jy maak die saak reg. Want as Jesus kom vandag, of as jy sterf, dan is dit te laat, as jy nie reg is nie. Ok. 1 Tessalonisense 3 vers 12 en 13. En mag die Here julle ryklik en oorvloedig maak in liefde vir mekaar, sodat hy, ek herhaal dit weer, en mag die Here julle ryklik en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en almal, sodat hy julle harte kan versterk en onberispelik te wees in heiligheid voor onze God en Vader met die wederkoms van Here Jesus Christus. Hier lees ons dit, dat ons rein onberispelik sal wees wanneer Jesus kom. Volgende vers, 1 Tessalonisense 5, vers 23 en 24. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, en hy sal dit ook so doen. Jy sien, ons moet sorg dat ons altyd in 'n rein toestand bly, en dat ons voortdurend deur die bloed van die lam gereinig word. Jesus se bloed, dat daai bloed jou reinig vir dinge in ons lewens wat nie reg is nie. En bely onmiddellik enige sonde. As jy sonde gepleeg het, moet net nie los tot vanaand van jy gaan slaap sê, Here, ek is jammer wat ek gedoen het vandag nie. Staan vas, bely dadelik jou sonde. Ok, en moenie dat sonde 'n skeidsmuur tussen jou en die Here hê nie. Moenie daar 'n muur wees tussen jou en die Here nie. Breek af daai muur, bely jou sonde, maak reg nou, voor dit te laat is. Nou ja, en wat gebeur as ons nie heilig leef nie? Kom ons kyk gou wat sê hierso. As ons nie heilig leef nie, maar ons leef meer in die vleeslike lewe in, vleeslike wêreld in, dan diskwalifiseer jy jouself om eendag as 'n rein maagd vir die Here te staan. Jy gaan dit nie maak dan nie. Maak reg. Lewe skoon vir die Here en dat ons altyd onberispelik rein voor moet staan. Nou Jesus sê, hoor wat sê hy, nou dit is nie woorde net wat ek sê, dit kom uit die woord uit. Lukas 9 vers 23 sê hy hierso. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem om my te volg, of althans en my volg. Elke dag jou kruis opneem. Elke dag. Dat jy altyd reg is wanneer Jesus kom. Nou my vraag vanoggend is, voor ek afsluit, ek het nie 'n lang boodskap vanoggend nie. Is ek en jy bereid om met hierdie wêreld met sy verdorwe neigings, of weer eie ek met sy verdorwe neigings, om dit af te leef, af te sterf, of dit laat kruisig? Is jy bereid om dit te doen? Om fout goed in jou lewe uit, wat in jou lewe is, weg te gooi, en rein te raak, skoon te raak voor die Here? Nou, ek sê nou maar hierso vanoggend, indien ons dit nie doen nie, dan diskwalifiseer ons onsself om eendag as 'n ware disipel vir die Here te staan. En ek dink nie een van ons wil daai pad stap nie. Ok.
Hierdie gedeelte te loops kom uit Lukas 14 vers 27 uit. Het sê weer, jy diskwalifiseer jouself om as 'n ware disipel voor die Here te staan eendag. En indien jy wel bereid is om rein te lewe, dat die Here jou skoonmaak, kan ek sê, wel dan, ons het dit gemaak, of jy het dit gemaak. En jy sal eendag dan voor Jesus staan as 'n rein maagd. Die Here sal vir jou met oop arms ontvang. En hy sal vir jou sê, welkom my getrouwe kind. Ok. Ek wil net 'n versie lees, voor ons afsluit met gebed. En ek het dit opgetel, en ek wil graag hierdie lees. En ek dink amper dit is ook maar deel van die boodskap vanoggend. 2 Timoteus 4, vers 7 tot 8. Dis 'n baie mooi vers. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my nie daar sal gee. En nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hoe voel ons vanoggend as ons kan sê, is ons reg op Jesus se verskyning? Is jy opgewonde? Of is jy 'n bietjie bekommerd? Ons moet dit lief hê. Ons moet uitsien na die dag as die Here ons kom haal. Met 'n skoon hart. Ok. Kom ons bid. Liewe Here, ons kom net vanoggend. Ons sê vir dankie Here vir hierdie woord vanoggend. Ons sê vir Here dat U vir ons so lief het, Here. Onberispelik het U ons lief, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat elkeen van ons sal seker maak ons sake is reg met U. Dat elkeen van ons, Here, U ons sal vat en dat ons sal groei in heiligheid. Dat ons sal begin om die vuil goed weg te gooi en U aan te hang, Here, om meer en meer heilig te wees. Meer en meer soos Jesus te probeer wees, Here. Ek dank U, Here, ek dank U, Vader, vir 'n awesome wonderlike gemeente, Here, waar ek kan saam inbid ook, Here. En ek kan weet, Here, hier is 'n gemeente van liefde, wat lief is vir U, Here. Ek bid ook vandag, Here, vir die dag vorentoe, Here, dat dit 'n goeie dag vir ons sal wees. En dat ons U altyd in ons harte sal hou, want U is die koning van ons lewe, Here. Al die lof van U en U, Here. In Jesus naam. Amen. As ons afsluit met 'n song wat sê